Dis vir ons baie lekker om jou weer terug te verwelkom hier by Ankerpunt Jeug se volgende oordeenking. En ons het die afgelope week wonderlike terugvoer ontvang van soveel jong mense en selfs ouers oor ons nuwe jeugbediening hier by Uit die Woord Digitaal. Môre Janu, is lekker om jou weer hier by ons te hê. Dankie, dit is lekker om weer hier te wees vandag. Baie dankie en ons sien uit na 'n pragtige oordeenking ook vanuit die Here se woord en ek glo en vertrou dat al ons jong mense dit vandag baie sal geniet. Goeiemôre, baie welkom vandag hier saam met ons by Ankerpunt Jeug. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier so te mag wees saam met julle. Ons gaan vandag 'n baie mooi versie die Bybel uitlees, Matteus 6 vers 21. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons lewe vandag in 'n wêreld vol stemme van sosiale media. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram en nog ander. Daar's baie wat 'n mens elke dag in blootstelling het, wat 'n mens op die foon na kan kyk, ure op kan spandeer en kyk sonder dat jy dit eers besef. Daarom 'n mens moet die vraag vra: wat en wie beheer jou hart? Is dit God wat jou hart beheer of die wêreld? Ons samelewing? Als wat om ons aangaan? Wil jy gesien word deur mense? Wil jy eer hê? Wil jy roem hê? Wat beheer jou hart? Dit is ons onderwerp vir vandag. Ons eerste punt: jou hart volg dit wat jy die meeste waardeer. Jesus sê vir ons ook, wat ons nou net gelees het, Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons dink dikwels sonde begin by dade, maar dit begin in jou hart. Wanneer jy begin gedagtes kry van goed. Daarso is waar, as ek dit so kan stel, die saadjie van sonde geplant word. En daai saadjie word geplant gewoonlik deur dit wat jy die meeste tyd op spandeer. Wat vir jou baie belangrik is, wat jy elke dag na kyk, elke dag mee te doen het. En gewoonlik is dit sosiale media. As jou grootste begeerte is in die lewe om likes te kry, of om volgelinge te kry, of om gewild te wees, dan is sosiale media die belangrikste ding in jou lewe, en nie Jesus Christus nie. En God moet jou hart regeer. Hy moet in beheer wees van jou lewe, nie die wêreld se sosiale media en die wêreld se dinge nie, want dit gaan als verby. Ons tweede punt: Jesus alleen kan die leegheid van jou hart volmaak. Sosiale media kan 'n mens depressief maak. Hulle het al die toetse gedoen. En ek kan self daarvan getuig en ek dink julle ook. As jy heeldag of altens paar ure op die foon is of op die rekenaar is, net YouTube video's kyk of doomscroll, dan voel 'n mens na 'n ruk nikkerig, geïrriteerd, moedeloos, moeg, want jy het ure spandeer en niks bereik nie. Dis daar waar 'n mens kan besef wat Jesus vir jou eintlik doen. As 'n mens heeldag lank in die Bybel spandeer, of die ure wat jy spandeer op die foon, spandeer in God se woord, gaan jy net bly wees. Daar gaan niks wees van jy's depressief of moedeloos nie, want dit bemoedig ons. Mens kan self die leegheid in jou hart probeer volmaak met ander goed, maar dit gaan nie help nie. Verhoudings, vriende, sport, geld, prestasie, is alles tydelike goed. Dit gaan nie 'n ewigheidsvreugde in jou hart gee nie. Ons is onrustig totdat ons rus vind in Jesus. Ons derde punt: laat Christus elke dag koning van jou hart wees. Om 'n Christen te wees is nie iets wat jy net soms is nie. Christendom is iets wat jy elke dag van jou lewe moet uitleef. Elke dag. Elke oggend as jy wakker word, moet jy bid en vra: Here, wie gaan my hart vandag regeer? Gaan dit U wees? Of gaan dit sosiale media wees? Die wêreld? Gaan jou emosies, jou selfwaarde, jou selfbeeld beheer word deur mense, deur sosiale media, deur vriende of familie, of deur Jesus Christus, deur God? Onthou, as God jou hart regeer en in beheer is van jou lewe en jou selfwaarde bepaal, dan is jou selfwaarde en al daai goed gefestig op iets wat nooit verander nie. Jesus is elke dag dieselfde, van nou af tot in ewigheid. Hy verander nooit nie, onthou dit. Wanneer hy in beheer is van jou lewe, dan maak hy jou 'n nuwe mens. Jou denke verander, jou begeertes en jou lewe, alles verander. Jy is totaal en al
'n nuwe mens. Paulus sê dit baie mooi. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. In Galasiërs 2:20. 'n Mens se hart soek altyd iemand om te volg. Die vraag is net wie? Is dit Jesus of is dit die wêreld? Die wêreld beloof 'n maklike lewe, geluk en al daai goed, maar die geluk wat jy kry in die wêreld is nooit werklik voldoende nie. Jesus beloof dalk nie altyd 'n maklike lewe nie, maar hy beloof ware geluk. Hy beloof homself. Hy beloof vergifnis vir jou sondes, 'n nuwe lewe en blydskap, soos wat geen ander ding op aarde dit vir jou kan gee nie. Hy moet die middelpunt van jou lewe wees. Hy moet jou lewe regeer. En dan sal jy die ware liefde van Jesus ervaar in jou lewe elke dag. Kom ons bid saam. Liewe Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag na U toe kan bid, met U kan praat. Liewe Here, asseblief help ons vandag, wees vandag by ons, lei ons vandag en wees die koning van ons harte. Help ons om elke dag nader aan U te leef, sodat ons kan besef, U is God almagtig, wat ons moet lei in elke opsig van ons lewens. Amen.